Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek kom by 'n verkeerslig en ek sien hoe kom 'n man na my toe aangehardloop en ek herken hierdie man en ek besef hierdie was 'n gemeentelid op 'n stadium, 'n ou wat die Here ten volle gedien het, 'n ou wat uitverkoop was vir Jesus, maar nou is hierdie man so verslete, vuil en selfs ruik nie eens lekker nie. En nou kyk ek hom en ek vra hom, nou wat gaan in jou lewe aan? Hy vra, ek is nou gou op pad na die ander kant van die dorp toe. Kan ek 'n geleentheid kry? Ek sien jy ry daai roete. Ek laai hom op, gesels met hom. Terwyl ons ry, gee ek vir hom uiteraard die evangelie en sê, hoekom het jy jou rug op die Here gedraai? Daar's 'n stadium wat jy 'n goeie sakeman was. Daar's 'n stadium wat jou besigheid floreer het, maar jy het jou rug op die Here gedraai. Jy sien, want jy het ryk en verryk geword en die dinge van die Here het nie meer vir jou saak gemaak nie. Jy het gedog, soos die Engelsman sê, the untouchable. En wat het gebeur? Jy het gegly. En saam met vriende het jy begin dwelms gebruik. Wat maak jy nou met jou lewe? My vriend, hierdie man het heeltemal verval in dwelms. En nou ja, dit gebeur so. As dit goed gaan, dan draai ons partykeer ons rug op die Here. Moet nooit jou rug op die Here draai nie. Moenie teruggaan na die varkhokke van die wêreld nie, maar draai eerder weg van dit af. Bly by die koning. Bly bid soos wat jy altyd gebid het, laat jou gebedslewe opgeskerp wees en moenie die vyand kans gee om enige vat of hou vas op jou te kry nie. Bly by die voete van die Here dat hy jou kan end uit deurdra, want ek weet, u weet, enige stadium as jy verval in hierdie sonde en die Here kom, dan gaan jy dit nie maak nie. Maar bly by sy voete en ek kan u verseker, dit bly steeds lekker om die Here te dien. Herlewingsgroete.